so nie, so hulle is 'n soort van die, okay. So, jy kan 'n vraag channel na jou groepie leier toe, hulle kan vir my gee, of ek kan vir myself vra. Great, net so 'n slukkie vat en tot verhaal kom. Okay, nou gaan ons lekker kuier. So, kan jy almal my sien? Ja. Great. My hart met hierdie is regtig dat ons net so 'n bietjie kan chat. So die Here vra my hierdie vraag. Hy vra my, Chanel, as jy die geleentheid het om met jou seentjie, nou ons seentjie is nou 6 jaar oud, ek gaan nou kom aan nou sê, om met jou seentjie sy toekomstige vrou, wat hy eers oor 10 jaar sou ontmoet, as jy die geleentheid sê om met my seentjie sy vrou te kan praat, wat sal ek vir hom wil sê? Dis like soos, well, that is an interesting way to think about it. So dis waar vandag vandaan kom. Okay, is dit dan, is eintlik my nota, maar okay, goed. So, ek wil met jou chat oor to be a wife and not a girlfriend. Dis waar ek met jou wil chat. Dis wat ek op my hart het. En ek vertrou regtig dat die Here dit doen wat hy doen. Nee, wag, nou kry ek warm. Dis my tuimel, hou net vas. Okay, nou is ek gemaklik. Sorry julle, dit was 'n rough start. So, ek het 'n akroniem, wat in die wag. Is daar enige vrae off the bat, wat julle wil vra? Gaan ons eers 'n bietjie chat en dan okay, ons chat eers 'n bietjie. Maar julle kan gemaklik wees. Verstaan nou, ons kan net gesels, my skoene is nou uit, ek rol oral rond. Dis môre al oor, so ek hoop julle is nou okay. Okay, ek love akronieme. So hierdie is wat die Here met my gedeel het. Hy het met my gedeel 'n akroniem vir wife, to be a wife and not a girlfriend. So, dis hy. Kom ons begin by W. Die W van wife is wait. Nou, weer is die laaste ding wat jy hier wil hoor. Jy wil net hoor, wat is die boundary? Verstaan, hoe ver kan ek vry sonder dat ek skuldig hoef te voel, hè? Dis al wat jy net weet, verstaan, stipuleer net vir my presies tot waar kan ek vry. Watter, en dan tot waar is ek nog okay. Maar hier wat ek jou smeek, is om to wait. Nou, marriage is forever. Ek weet dit wat jy rondom jou sien, leef nie noodwendig dit na jou toe nie. Ek weet dit wat jy rondom jou sien, wys dalk vir jou, dis 'n arrangement, en vir solank as wat dit werk, you can go with it, but the moment it stops working, then you can say, it's fine, at least I gave it a try. Ons is seker so 'n jaar getroud, toe tattoo ek my trouring op my hand. En 'n vrou kom op staan na my en sy sê, want mense het net 'n comments gemaak en sy sê maar so permanent. En in dit verklap ons eintlik ons persepsie van huwelik. Ons persepsie van huwelik is, dis gemaklik. Vir solank as wat dit lekker is en dinge gaan goed en ons werk het uit of whatever, dan is huwelik permanent. Maar die oomblik wat dit begin afraak en jy begin dink, man, I deserve better. Dis gewoon die eerste ding, die eerste gedagte wat jy kry. So jy dink, I deserve better. Maar in afgeval, so ek tattoo my trouring op my hand, en vir my gaan dit oor, so in die middel van my tattoo, is daar 'n hartjie, wat in my ring, my legit ring, is dit 'n erfstuk diamant wat ek by my ouma gekry het. En dan is daar 2 hartjies rondom dit. So vir my is dit, in him we live and move and have our being, daai scripture, en dis die goue of die diamant in die middel, en dan die 2 harte aan die kante is dan nou ek en my man. Nou, as ek in hoërskool geleer het, wat ek vandag weet, nou ek is vandag, ek vergeet altyd en kry ek raas, 13 jaar getroud? Ja, 13 jaar getroud. So, as ek toegeweet het, wat ek vandag weet, sou ek uit elke verhouding uitgebly het. Ek weet waar jy nou op skool sit,
Dink jy, verstaan hierdie kan nie so groot impak hê nie, whatever, verstaan, dis net 'n fling, dis net 'n ou, dis net 'n aand, dis net 'n one-time thing, whatever, maar al wat jy eintlik besig is om te doen, is you are busy practicing for divorce. Divorce is die separation. Nou, ek weet nie hoeveel keer moes jy al deur daai divorce separation proses gaan nie, maar dis freaking terrible, dis terrible. En die ergste van alles is wanneer jy uit 'n verhouding uitkom op skool, dan het jy nie eintlik daai support wat iemand het wat deur 'n egskeiding gaan nie. Want, ek meen, whatever, jy's op skool, jy huil nou, môre is jy weer beter, maar is nie eintlik so. Ek weet nie vir julle so is, dit was nie vir my so nie, was my freaking terrible. Veral, as jy dink, this is it. This is it. Hierdie is dit, hierdie is ek glo, hierdie is die ding. En ek glo dat baie keer verstrengel ons onsself in dinge en in verhoudings want ons dink, hierdie is dit. So ek kan nou maar verstaan, we can go all the way because this is going to be my husband forever. Ek weet dit mos nou. Ek sê my hart oortuig en dan is die devastation freaking astronomies. Want you really put your heart into this. En al wat jy doen dan is you practice for divorce. Jy oefen oor hoe moet 'n mens deur 'n egskeiding werk. Nou, waiting on God's timing for love and marriage and trusting Him for the right person is waar die eerste week van my gaan ek weet jy sit ook hier en jy dink ek wil sê dis nie nou oor om 'n vrou te wees nie, maar dit is al die simpel grappies van die skottelgoed wasser en dan as jy haar roep, dan sit nou die vrou in die huis en whatever, verstaan, ek hou nie van die grappies nie. Maar as jy 'n mindset het van I do not want to be a girlfriend, I want to be a wife, you would approach any conversation, any relationship in a different way. Maar okay, we're going to get to that now. Psalm 27 verse 14 says, wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Ek weet dit klink soos ou vrou raad. Weet, I know how it's going to sound for you. Maar as ek regtig vandag weet ek wat huwelik is. Vandag weet ek watter gemors ek vir myself veroorsaak het om deur te moes werk in my huwelik. So 'n stukkie van my storie, wie ken al 'n stukkie van my storie? Ek het al 'n stuk van my testimonie gehoor. Great, ek ken nie actually so baie van julle nie. Okay, dit help my, dat ek raak baie net so formeel te vertel. So, in my graad 11 jaar, dit was eintlik so 'n bietjie van 'n sameling van omstandighede, het my maale deur 'n ding gegaan. En hulle huwelik was shaky. Nou, die storie is nie my storie nie, maar ek het iewers gesoek waar ek acceptance kan vind. Hulle twee gewerk deur dinge en hulle krisisse en whatever, en ek wil eintlik net so half soos aangaan, verstaan? I just want to have my own life, en ek wil nie verstrengel raak in hulle drama nie. En ek was nie in baie verhoudings op skool nie. Ek het een keis gehad op laerskool. En ek meen, dit was maar net jy stuur so 'n briefie in die gangetjie af, sal jy my meisie wees, en dan merk ja of nee met die blokkie, en dan stuur jy weer terug, is jy nog my meisie, merk ja of nee, so 3 maande later, verstaan, so dit was nie anything actually nie. En toe kom ek op hoërskool, toe sê die ouetjie nee, ek kan nie met een doel vir die res van sy lewe uitgaan nie, so verstaan hierdie moet eers stop. En so okay, fine. En ek het sy pel gestuur om dit te doen, dit was bietjie lame, maar in elk geval. So toe, later op hoërskool, het ek nog 'n ouetjie gehad, maar dit was spellig gewees, ek meen, dit was so graad 10, daarom, so toe is ek ernstig nie, so toe, eindig graad 10, graad 11, toe is ek in 'n legit verhouding. Ek het altyd beskaamd gevoel. My hare krul en lyk so 'n bietjie funny, vandag reeds, ek sien so 'n stukkie van dit, so ek het altyd gevoel asof mense nie my sien nie, veral nie ouetjies nie, so ek het gevoel, ja, ek is nie een van die mooi girls in die ingroepie girls gewees nie, en dit was nog 'n bietjie awkward. En ek het die hele tyd gevoel, mense kyk so half deur my, vir al die ouetjies wat ek nog gedink het oulik kan wees. En wat ek het, toe ek 7 jaar oud was, het ek my lewe vir Here gegee. So ek was 'n bietjie anders, 'n bietjie redelik anders. Ek het ander goed gesoek, ek het ander goed gedoen, ander goed was my belangrik geweest. So ek het regtig 'n legit verhouding met die Here pursue. Was by VCSV, ek het nie geweet oor verhouding nie, maar ek het gedoen was die regte ding om te doen. Anyways, toe
in graad, einde graad 10, begin graad 11, toe sit ek in die verhouding, en hy's na 'n ander skool, so ek was. So ons kon nie ons mekaar bitterlik min gesien, en ons het eintlik wanneer ons mekaar gesien het, was ons pluggies, ons het om die tafels in huiswerk gedoen. Dis wat ons gedoen het. Dit klink so 'n bietjie nerdy, maar ja, so ons het huiswerk gedoen, ons het altyd redelijk goed gedoen op skool, en ons het mekaar was wel voorsien, maar hy het altyd by my kom kuier. So ek het nooit invloed in sy huis aangaan. Toe een dag bel my mamma van die huis af, of bel my mamma, sy sê, my kerel trek. Ek sê, trek, wat bedoel jy? Toe trek hulle, sy ouers skei toe nou, en hulle is weg. Ek sien hom eers weer oor 2 weke. Ek is so, she gotta be kidding me. Ek het van niks geleer nie. Toe was die ding, hy by ons kom kuier, dit was vir hom gemaklik, en hy kon lekker op kuier, en kon bietjie wegbreek, dit was die hele tyd die drama van sy ouers nie, so dit was van heel lekker. En ons verhouding was serious, we fooled around a bit, but not too serious, we were innocent geweest. Ag, dit was okay, het was nie extreem nie werk nie, maar in elk geval. En hy is toe soos weg, en hy is soos, oh my word, wat nou? Maar net soos net voor dit, is, hy is in die een skool, ek is in die ander hoërskool, en ek het 'n vriend in skool gehad, wat sy meisie in die ander hoërskool was, en hulle mag nie mekaar mee gesien het nie. Nou dit was my looking back, so 'n bietjie van 'n rooi lig gewees het. Maar in elk geval, hulle twee het saam geslaap, en toe sê hulle ouers, hulle mag glad nie met mekaar sien nie. Kry ek die ouetjie jammer, ek is so shame, ek sal, as jy 'n brief skryf vir ons, sal ek vir my kerel as ek hom sien, vir hom die brief gee, en dan kan hy dit vir haar gee, en so kan jy nog kommunikasie. Kry sy dit afgegaan, so dat jy te trek en ons nou weg, en whatever, en die een aand is ons by die eerste inkuier, waarna toe ek genooi word, so by die ingroepie. Is ingroepie nog 'n woord? Wat moet julle lees daar? Die popular group. Okay, kry. Dis ek by 'n house party, by die popular group, en hulle maak toe kyk, sit op 'n banke weg, en ons bietjie gesokkie, en toe lê ons 'n movie kyk. En hierdie ouetjie toe nou, met wie ek, vir wie ek julle die briewe gestuur het, lê toe langs my, en die volgende ek vat in my hand, en ek is soos, what is this? Soos, verstaan jy, nie 'n brief in jou hand wat ek moet gee vir my kerel nie, so verstaan, what is this? En ek het net soos wou, verstaan, ek weet nie wat hier aangaan nie, I don't like this, gaan toe na huis toe, maar ek was net so, shit, verstaan, is dit nou cheats? Ek het nog nie gesoen nie, ek verstaan, nothing happened there, maar onmiddellik was ek soos, this is not right. So my kerel toe nou daar stadium flip die Here maak erg, want ek is net 'n eerlike mens. Ek sê maar net, ek weet nie, ek sê net hier is wat gebeur het. Hy is nou kwaad, ons is toe nou aan, hy is obviously heartbroken, want sy ouers het net geskei, he cheats sy wil op hom, which isn't really what happened, maar ek kan verstaan van sy perspektief af, that it would look like that. En hy is toe nou uit. En dis nou die eerste span, rugby speler, dude, good looking guy, verstaan, nogal cute. Groot ou, macho, almal like hom, spontaneous personality, wat. En hier begin hy oogies maak vir my, en ek is toe nie eerskynlik nie, kan jy pragtig glo. En ons gaan toe 'n verhouding in, en dit was net, die eerste paar maande was nice, verstaan, was baie romanties, en net so bosroos op Valentynsdag, en verstaan, vat my uit, en dit was regtig nice. And then we started pushing the boundaries, physically. En ek het gesê, ek hou nie van hierdie nie, verstaan? Ek is lief vir Jesus, ek wil verhouding met hom lewe, ek hou nie van hierdie dinge, en hy sê, maar verstaan, ons is ons lief vir mekaar, en hierdie is ons nou dit, verstaan? Ek wil net, jy is van my vrou, en dis nou dit, en ons gaan later trou, even, wat noem is dit? Nie announce nie, wat sê dit? Propose, ja, even propose, in die time dan by my maale, ek is net soos, what is all of this, maar heavy possessive. Ek het, soos ons is so graad 11, graad 12 verhouding, nou nie Christus dan vir die storie praat nie, maar ek het nader begin dink, hy is so possessive, ek mag niemand praat nie, ons beklei die hele tyd, en hoekom ons beklei, is, hy wil verder gaan, en dan nou, hy het al klas aangestap, so he knows the whole caboodle, ek weet nog niks nie, verstaan, ek is net innocent, en nie innocent nie, obviously, verstaan, as jy nou, this was not where I should go. Maar hy wil net dit verder en verder push, ek beklei, jy het allemaal sê, hou net op beklei. Maar hulle besef nie wat dit beteken is, okay fine, let's push the boundary more, let's push it more nie.
Tot eendag toe, wat ek glo letterlik daar was Here, wat daarin gegryp het. 10 sekondes later, and we would have had sex, verstaan, dis net wat ons gebeur het. Dit was net freaking crazy. En toe haak my kop uit. Ek is soos, dis nie wie ek is nie, verstaan, die skuldgevoel, ek is soos, ek dryf weg van die Here af, want ek is eintlik nie vir Jesus, maar nou is ek besig met al die nonsens, besig my lewe te vernietig. My ouers weet van niks nie, hulle is besig met 'n eie drama, ek raak verstrengel in hierdie ding, hy raak aggressief, slaan mure, weerskante van my stukke, ek het later eers die woord narcissist gehoor, en toe sê ek soos, oh my goodness, ek was in 'n verhouding met dit, ek weet wat daar is, so dis heavy possessive, controlling, laat jou heeltyd voel, dat jy se een wat skuldig is, jy se een wat net 'n koek is, en jy probeer, verstaan, explore stuff, whatever, we're not messing around, wat ek al, en ja, dit was net crazy. So toe, beëindig ek die verhouding, hy hardloop van die skool aan, wat nogal ver is van ons gebly, hardloop by na ons toe, ruk aan die hekke, my ma het soos op die uiteinde interdik kry, 'n brief kry van die polisie, wat sê, hy mag nie maar met my kom nie, dit was net crazy geweest. En hier sit ek stikkend, verstaan, if I knew then what I knew today, I would have stayed out of that relationship. Maar my seer en die drama en die desperation vir iemand om net validation te gee, iemand om net te recognize, ek is nie waarskynlik nie, ek is nogal 'n cool persoon, ek is mooi, ek is aanvaarbaar, daai hele ding het my in hierdie gemors gekry, en dit was terrible, ek net voor matriek eindeksamen, that was a joy to study, wel, en actually het nogal 'n bietjie gehelp, om te sien ek om die hele tyd nie, maar ek het al my vriende verloor, ons het op 'n kluis, en niemand wat rondom ons wees nie, almal fokus nou op swak, so niemand kan my eintlik support, en dit was rarig terrible geweest. En if I knew then, what I know now, wat ek vandag weet oor huwelik, en dis ook 'n vraag as jy dit sou belangstel, vraag as jy nou, wat weet jy vandag oor huwelik, we can chat about that. Maar I would wait patiently on the Lord. Okay. The I van wife is I am dead and Christ lives through me. Kom ek van die woord. Dit is aan die cherry vandag se chaos wees. Ek is nie jou tipiese prim en proper spreker nie, ek noem dit nie. Maar dis okay. I'm all that you've got now, so. Okay. Living a life surrendered to Christ and allowing Him to guide every decision. So as jy 'n mindset shift maak, instead of being a girlfriend, to being a wife. En ek sê nie, wees hier waar jy 16, 17, 18 jaar oud is, 'n wife vir iemand nie. Maar wat ek sê is, if you have a wife mentality, dan gaan jy kan discern, does this have the potential? Hier's 'n tip wat ek vir myself sou wou sê, is as ek, dan verloor ek my gedagte, en ek dink aan my seentjie wat seker op pad is. Wat het ek net oor gepraat, sorry julle? Living a surrendered life. As jy met 'n mindset van 'n vrou leef, sorry julle. Ag, my skoonpa het sy 5 vinger afgesny vandag met 'n grinder. So ons seentjie kuier by hulle. En dis ek soos, ek wel, ons gaan met gemal, want oupa is in die hospitaal, Reinhard is traumatized, dis bloed oral, so, hy is nou pad. Maar in elk geval, so, as jy lewe surrender, met 'n mindset van wife, dan gaan jy besef dat hierdie relationship, hier's die vraag wat jy vra, as ek iets wat ek wil sê, is, wanneer jy begin met die verhouding, vra yourself, could I be the wife of this person for the rest of my life? Skryf hom neer en laat haar alarm afgaan die oomblik wat jy dink iemand is cute, of whatever die woorde wat is, wat jy in jou kop het. Want as jou antwoord op daai vraag nee is, run the other way. As jou antwoord op, kyk na hierdie ouetjie, dink, sal ek met hierdie ou getroud kan wees, vir die res van my lewe, kinders sal ek hom kan grootmaak, vir die res van my lewe, en jou antwoord is, nee, verstaan, dis net 'n vriend vir 'n rukkie, kyk my, waar toe gaan hierdie, as daai jou antwoord is my voorstel hierdie, rather pursue a very good friendship. Dis regtig my voorstel, en ek weet, dit klink oudkoekig,
Maar as jy nie vir jouself sê, this could be my husband nie, all that you're doing is you're practicing for what? Divorce. Dis al. So, pursue 'n vriendskap. Sê, hoorie, kom ons kuier saam, kom ons hou 'n games night, kom ons gaan tent bowling, kom ons begin saam surf, kom ons kry pelle en ons doen dinge saam. Rather pursue a good friendship. That could end up to be something. Maar as jy kyk na hierdie ou en jy dink, nie die man wat ek saam met my kinders wil sien groot word nie. Run the other way, pursue the friendship. Okay, hierdie is beautiful. Ek het op 'n stadium 'n boek gesien. Die titel was Let God Write Your Love Story. En die titel was so goed ek het nie nodig gehad om die boek te lees nie. Ek wil sien waartoe hierdie ding gaan. So, let God write your love story. If I am dead and it's no longer I who live, then let God write it. Ek het vir Here gesê, Here, jy weet beter. Die paar vrouens wat in my lewe het, ek het nog 'n verhouding gehad daarna, my swatties, 4 jaar van swatties, maar ek wil eerder met vir ons die hoërskool een vir nou sit. Nie uitgewerk nie, hy is oorsee heartbroken, anyways, plan story. Maar, ag nee, Vaderland, waar is my gedagtes? Let God write your love story. Toe sê ek vir Here, my keuses in verhoudings is duidelik simpel. Verstaan? I'm messing it up. I'm gonna let you write my love story. Ek gaan hierdie vir jou gee en sê, you can do with this whatever you want, I will trust you. En dis my challenge. Dis, as ek vir jou kan sê een ding, as jy alles vergeet waaroor ek praat vandag, en jy onthou net hierdie ding, is dit okay. Let God write it. Gaan in 'n verhouding in, omdat jy beleef die Here sê, this is a relationship that you can pursue. Or a friendship, maar het sal altyd wees, raak vet belle, kuier saam, kuier nie vry in die bondel nie, kuier in die bondel. Spandeer tyd saam. Nooit pelle oor, sê vir jou male, ek wil vrydag gaan 'n bietjie braai, is al vleis of bors of viennas of whatever, kan ek 'n paar pelle nooi, kan ons oor saam speel en create vir jou 'n vriende tribe waar binne jy kan kuier. Ek love friends vir die fun grappies en whatever, but the moral values of it is nie iets wat ek vir jou sal aanbeveel nie. But build friendships. Okay, anyways, we'll get to that now. Maar hy vra die Here skryf my love story. En toe bring die Here the most unlikely person wat ek sou gedink het, my man moet wees, bring hy op my pad. En ek is net soos, wait, what? Verstaan? Ek het die prentjie gehad, ek weet nie die prentjie, die tall, dark, handsome, lacy dinge, ja, dit was my prentjie. En die Here sê, as jy my sal vertrou, as jy sal glo dat hy, hier so is hy. Net gaan vir my seentjie alles sê. Anyways, dit is 'n seentjie lyn uit. Maar goed, toe bring die Here the most unlikely person wat ek gedink het, bring die Here my pad. En ek is soos, nee Here, hierdie ou is te gevlek vir my. Ek soek iemand met 'n bietjie spank. Net 'n bietjie spank. En die Here sê, trust me. Okay, so, ons was op 'n kamp, man en vrou kamp wat ek by gewerk, en hy sit op die bank, en ek stap verby kamer toe, en ek dink, okay, fine Here, ek sal, I'll give it a go. Die ding is, ek het by die kampe gewerk, hy die worship kom doen, die kampe, ons het altyd so 'n lang krulhare gehad. So almal het gesê, match made in heaven, hierdie krulhare, this is gonna be perfect. En ek het net gesê, wel niemand gaan vir my besluit nie, verstaan, ek sê my eie besluit maak. Anyway, so ek stap toe uit, dacht, okay, let's give it a try, stap toe terug en sit niks op die bank,
5 minute in die conversation is ek net soos, oh my word, ek gaan eerder slaap. Verstaan? This is just not going anywhere. Ek gaan slaap en die Here sê, trust me. So die volgende aand kom hy weer, okay, kom ons begin te chat. Begin te chat, dis het, ja, gaan sê, ja wel, ken julle BBM? Ja, anyways, dis okay, maar Blackberry het 'n chat gehad wat BBM was, anyways. Begin te chat op BBM en ons gaan speel toe tafeltennis op die terrein, ons gaan tafeltennis baan en hierdie ding begin progress. Ons het geëet en die virke was baie flimsy daar. Die virk, maar sy virk breek jy met jy hap eet. Hy sê, okay, eet jy klaar, dan mag ek jou virk in leer my verdeer. En ek het met julle bordkos opgeëet. Ek doen my laaste hapie, toe breek my virk ook. Anyways, ek should have been a clue to him, verstaan, wie is die girl? Maar ek is net hierdie kleurvolle bol, een van die daar popgoeders wat julle gister gesien het, ek is so ding. En hy is hierdie, jy weet op in die Karoo, kry jy die lang streep, dan sien jy, jy trek nou hier, 14 km verder is die streep nog steeds net nie. Dis hy. Verstaan, predictable, stable, anyways. Maar ek het hier gesê, write my love story. En daar doen die Here 'n ding. Isak sê altyd is asof die Here in sy hart en in my hart op dieselfde oomblik 'n switch geflip het. En dis ons net soos, ons gaan trou. 7 maande later is ons getroud. En dis nou mense het gedink ek is swanger en het legit op die troue het hulle gedink, kom ons kyk hoe lank gaan hierdie hou. Of voordat ons weet wat eintlik die rede is vir hierdie. Ons moes op ons troue stap van mens tot mens om hulle te sê want ons het nie mekaar so mense geken nie. Maar in elk geval. En 'n jaar in die huwelike. Dis ek het soos, oh my word, ek het nie 'n clue wat om met hierdie uit te doen nie. Ek het nie van die Here, help my. I seriously do not know. En toe begin die Here my wys. Die Here vra vir my hierdie ding. Remember wife mentality. Vra die Here my, hoe sien ek hom? Ek sê, wat doen die Here? Die Here sê, Chanel, vra vir my Here, hoe sien jy vir Isak? Ek sê, okay, fine. Here, hoe sien jy vir Isak? En oh my word, dit wat die Here daar met my begin deel het. Halfpad deur stop ek Here, legit julle, ek stop Here in die middel van die gesprek as Here, kan ons net gou ID-nommers check. Ek wil net seker maak die persoon van wie jy praat en die persoon met wie ek die mekaar is dieselfde ou. Want I don't see this yet. Wife mentality. That girlfriend mentality say, you've got to perform so that I can think, will this work or not? Wife mentality says, I will wait, I am dead, it's no longer I who live. Nou okay, ek sal later, mense kan later gesels as jy me vra daar, ek denk. Maar, God knows better. So as jy een ding vat van vandag, is dit om die besluit vir jou huweliksmaat. Nie jou kerel nie, ek stel nie belang in die besluit vir jou kerel nie, because I know what it ends up in. I know it ends up in practicing for divorce. Ek stel belang in die besluit vir jou man. Because I believe that's the best decision that you can make. Die maat met wie jy jou lewe deel, impakteer enorm baie van jou lewe. Impakteer waar jy bly, met wie jy kuier, hoe jy dink, wat jy doen vir 'n lewe, watter drome jy pursue, watter drome jy net let go. Ek kan vir jou waarborg. Nou kyk, die ou wat ek uitgaan op skool was immature, insecure, young, still busy growing, and I can't blame him for where he was. En ek het hom vergewe en he's gone his way en hy is gelukkig getrouwd en ek weet nie waar, sy nie maak en hy is getrouwd en kinders en sy lewe gaan aan. Maar ek weet, as ek in daai huwelik opgeëindig het, it would have ruined my life. Nie omdat hy evil was nie, we both had to make different decisions. But anyways, Galatians 2:20 says, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Wanneer jy met 'n wife mentality leef, dan besef jy, I am dead. And I'm going to trust God's opinion, that knows better than I know. Dis nie uitkoopig nie, it is better for you to wait, to protect your heart and to trust him. 2 Corinthians 5:17 says, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun. So 'n nuwe lewe waar jy sê, ek gaan nie meer 'n girlfriend mentality nie. I'm going to have a wife mentality that says, I'm thinking
bigger picture. I'm thinking long term. Okay, the F of wife is forgive quickly. I am forgiven for every mistake I have made. Ek weet nie wat jou storie is vandag nie. Ek weet nie wat se besluit jy al gemaak het nie, hoeveel jy van hierdie boundaries getoets het vir al op die physical level nie. Ek weet nie wat jou storie is nie. But you have to know that you are forgiven. And you have to forgive yourself. If you start today with the wife mentality, say the girlfriend mentality I had, and I've forgiven myself for the mistakes that I made there, but I'm stepping forward and I am stepping into the new person, the forgiven person. Forgive yourself, and then from that forgiveness, choose to walk in forgiveness. Vergewe vinnig. Wanneer jy in die huwelik is dit die grootste guns wat jy vir jouself kan doen. As jy vir my sê, vra Chanel, wat is die een tip wat jy vir my sal gee om regtig gelukkig in die huwelik te wees? Want meeste mense lyk pretty unhappy in die huwelik. Is dit vinnig vergewe? So julle, ons speel in die week, speel ons een of ander week, laasweek, I don't know, speel ons 30 seconds. En as ek en Madeleine in die span, en die fokus ons gaan nou, hierdie 30 seconds gaan ons nou eis. Nou sit ek so, en ek nou gefokus. En hy pouk my. Hy sit nie, my man sit nie langs, maar hy pouk my so. Maar ek vervies my arme Madeleine, is baie vies gesig dalk gesien het, ek probeer aanhou om die 30 seconds te verduidelik. En ek is net so, jy kan nie kidding nie, verstaan? Dis 30 seconds. Mens moet go daar, sê, so veel secondes nie, moet doen wat jy moet doen. Maar anyways, en so 10 secondes daar, ek sê, okay, vergewe vinnig. Vergewe die oomblik wat die ding gebeur. Besluit so lang om te vergewe vir dit wat gaan gebeur. So, as jy my sal vra, what's the one tip you can give me to truly forgive? To truly be happy in a relationship with a wife mentality versus a girlfriend mentality. Is there a quick forgiveness? Stop being a victim to what has happened to you. As jy aanhou, vashou aan dit wat in jou lewe met jou gebeur het, gaan jy 'n produk raak van dit. Jy gaan 'n ripple effek wees van dit. En dit gaan aanhou in jou lewe gebeur en aanhou in jou lewe gebeur. Daarom dat jy's in die een verhouding, in die ander verhouding, uit die verhouding, in daai verhouding, because you are being a victim to what is happening to you and what has happened to you. Stop. En sê, I'm forgiven, I forgive, en van vandag af is ek nie meer anders. As jy tot 20 secondes voor in die saal ingestap het, 'n girlfriend mentality gehad het, you can step out here a different person, having a wife mentality. Okay, yay, ons is by die eer. Okay, ek wil graag by julle vrae uitkom. Ek glo dit is 'n interessante vraag en ek wil graag hoor. Die eer is enjoy life to the full in every season. Iets wat ek wens, ek gesnap het en wat ek graag met Reinhard se vrou as sy oor 10 jaar eers sou ontmoet, sodat ek hierdie vraag wou sê. A singleness is not a sign of something is wrong with you. Dis wat ek gedink het. Ek het gedink, as ek nie in 'n verhouding is nie, then something must be wrong with me. Ek meen, seriously, almal rondom my se verhoudings, of whatever is, wat ook al die situasie rondom jou is, sou ek gedink het, ek het begin dink, iets is fout met my, wat is fout met my, oh my goodness, wat gaan ek vir ewig net alleen wees? Ek wou regtig letterlik van laerskool af, is regtig wat ek wou wees, dit mag dalk shallow klink vir jou, maar ek wou seriously graag 'n vrou van my man wees. Ek wou regtig graag gewees. Ek wou regtig graag dit wat die Here in my gesit het, 'n persoon wat langs my is, wou ek hulle bless met dit. Was regtig een van my staf, wat vir my significant was. En ek het laat daai ding my consume, buite die seisoen waar dit nodig of waar dit timeus was. Ek moes daar besef het dat singleness is not a sure sign of something is wrong with me. Dis nie so definitief, weet jy wat grond is jy in die kas het of hoe weird jy is nie, maar as jy nie so met iemand is nie, then there's seriously something wrong with you. Finding joy and contentment in every stage of life, whether single or married. Daai is crucial.
As jy daar waar jy is kan sê, I love being in this season. Hier is 'n ding wat ek weet jy nie nou gaan sien nie, wat ek nog steeds vir jou gaan sê, is waar jy nou is, gaan nie vir ewig so wees nie. Jy mag dalk dink, hier's ek nou single of ek is whatever, wherever, in terme van verhouding, en jy mag dalk dink, man, this is gonna be forever. Man, this is just gonna suck forever, en iets moet verander, en het moet verander nou. But a season is exactly that. It changes. And in the next season, the next thing is going to be there. So, daar waar jy is, en jy's in skool, kom ons vat gou 'n raai, 'n quiz, asking for a friend. As jy in skool is, watter season sou jy sê, of wat sou jy sê met jou, is die hoof fokus soort van hierdie season? As jy nou 'n raai moet vat. Ja. Jou swatings, kom ons sê dis om te swat, wat sou jy raai is die hoofding wat jy moet fokus? Dit wat jy moet swat. So, if you can, with clarity, discern, as jy kan uitpleis, in watter seisoen jy nou is, man, gaan jy vir jouself baie hartseer spaar. Jy gaan vir jouself baie wrong turns, detours, gaan jy vir jouself spaar, U-turns, gaan jy vir jouself spaar. Jy net 'n vraag, en ek vra dit gereeld vir myself, what season am I in? As ek in 'n season is, van toe Reinhard 'n babatjie was, en hy was vir 2 jaar voltyds elke dag, heeltyd by my, dan is ek in my season, en wees na my doeke, en baba, en whatever besig. Because pretty soon that season is going to change. As jy op hoërskool is, dan is dit swattings en wiskunde en take en whatever alles daarmee saamgaan. Be there. Do not mix the two seasons. Nou ek weet dat jy gaan so 'n bietjie lyk soos 'n freak as jy nou teruggaan van hier af met 'n wife mentality. Ek sê nie jammer vir dit. Nee, eintlik nie. Want almal rondom jou gaan vir jou sê, verstaan, is dit jou stukkie? Of wat noem jy hulle? Wat noem jy die ander? Is dit jou stukkie? Okay. Great. Dit is just like, as jy by 'n braai kom en jy bring 'n braai en jy het jou worsie en jou vleisie gebring, jy sê, dis my stukkie. Braai hom. My stukkie vir 'n rukkie. Dit is net. Anyways, wife mentality sê, die stukkie moet eintlik deel is van 'n groter prentjie, so kom ons kry net 'n stukkie nie, want 'n stukkie gaan jou hart breek. Anyways. So, finding joy and contentment where you are is crucial. So hier's my volgende challenge aan jou. Kort in jou lewe, vra vir jouself, what season am I in? En as jy die antwoord tot daai ding kan kry, you're going to experience happiness. As jy kan weet, die season waarin ek nou is skool. As jy kan weet, die season waarin ek nou is gap year. Dis 'n span wat besig is om vir 'n jaar lank besig te wees met ministry. If you can identify that, dan kan jy in daai season wees en dit kan vir jou 'n lovely season wees. And before you know it, the season is going to pass. Jy gaan nie vir altyd op skool wees nie, wel hopelik nie. Maar er staan, somewhere school is going to end. And the next season is going to begin. En as jy regtig die Here vertrou vir daai volgende season, you're going to have there what you need. Okay, John 10:10 says, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and a satisfying life. Daai is a precious promise that God gives you. Moenie dit vir jouself probeer kry nie. Moenie vir jouself sê, ek gaan myself laat 'n satisfying life kry nie. Ek gaan dit doen wat vir my lekker is. Verstaan? Ek's jonk, dit's lekker, ek wil net 'n bietjie jol en crazy wees. Nee, ek is net opgewonde. My Rosie sê vir my, irregular heartbeat. Moenie jouself probeer laat geld nie. As jy daai doen, gaan jy al wat jy gaan jouself net seermaak. Jy gaan in dinge beland waar jy nie weet hoe daar uit te kom nie, maar was omdat jy nie in daai season was en die dinge van die season embrace it nie. Philippians 4 verse 11 to 12 is ons laaste vers. Is dit nou? Nee, Ecclesiastes 3 vers 1 sê, for everything there's a season and a time for everything. Philippians 4. Not that I was ever in need, for I've learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing
or with everything. I've learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or with little. My challenge aan jou is die volgende. Have a wife mentality. A wait. I am dead. It's no longer I live. Forgive quickly and enjoy every season. Wanneer jy 'n wife mentality het en nie 'n girlfriend mentality het nie, gaan jy vir jouself seer spaar, gaan jy vir mense rondom jou seer spaar en gaan jy op die uiteinde dit wat die volheid is van dit wat God vir jou beplan, gaan jy kan geniet en vol. As ek toegeleid wat ek vandag weet oor huwelik, sou ek gesê het, dankie, dis my mooi compliment en ek waardeer dit, maar I really do not want to be in a relationship in this season of my life. And I would have been able to say it with confidence and without hurting the person. Nou ek weet, die culture rondom jou, mense wil nou weet wie se Reinhard se meisie. Hoorie, ek raak bloedig kwaad as mense dit doen. Die kind is 6. Moenie met daai indoctrinering, dis nie nodig nie. Hy kan net pelle hê en die pelle kan net saam kuier en lewe saam geniet. Okay, anyway, so die vraag wat jy my gevra het is as ek met Reinhard se vrou wat hy oor 10 jaar eers sal ontmoet, kom ons sê 20 jaar, hy is dan eers 6, sal ontmoet vir hom iets kon sê vandag. Wat sou ek vir hom kon sê? Dis wat ek vir ons sê, is have a wife mentality. Ons bid vir hom na die dag, as ons by die kerk, ek het 'n minuut, dan is ek klaar, wil ek graag jou vra, dan is dit 10 minute vir vraag. Nou, ek is by die kerk en elke Sondag gaan skryf ons daar op prayer requests. En ek vra vir hom, maar liefie, wat kan mama vir jou skryf op ons prayer requests, want ek skryf een vir ons en dan wil ek nou by hom hoor. En hy so amper uit by die deur, hy sê, mama, vir 'n goeie vrou, waar sy uit by die deur. Op 'n stadium laat ek hulle, ons praat oor God se stem by die kinderkerk en ek sê vir hom, gaan sit aan een kant en hoor wat God vir jou sê, en oor die bons vanoggend, hy wil net terugkom. En ek van wat het Jesus vir jou gesê? Hy sê, Jesus het vir my gesê, ek gaan 'n goeie vrou kry. Nou, daarvoor bid ons. Ons bid vandag, dat daai vrou, en ons praat van sy vrou, ons praat nie van sy girlfriend nie, because we're having a wife mentality. En ek meen, daai vrou gaan die Here kies, terwyl sy jonk is. Sy gaan wag. Sy gaan sê, ek weet die waarde van wag. Kom ek sê vir jou so, jy mis uit op niks. If I can be blunt, sex is awesome, but you're not missing out on it, not having it now. Mense gaan vir jou sê, weet jy nie wat dit is nie? Seriously, nee, just get it over and done with, verstaan jy net die eerste keer, dan is jy nou sorted, en dan kan jy aangaan. It is a precious gift, but you are ruining your marriage if you step into it now. You are forgiven. If you've already done it, you are forgiven. Asof nog nooit. Ek glo met my hele hart. Maar moenie in die strik trap van you're missing out nie. It's not the season for it. It's not the season for it. Okay. Anyways, vra my enige vraag, vra my moeilike vraag, vra my vraag wat jy niemand kan van, yes, wag, mag ek eers excited sit en dan moet ek hoor. Okay, yes, ek luister. Sorry. Dis nou net jy moet in agteroorvoete. Ek luister. Maar hoe weet jy presies dat hy dalk die een gaan wees? Is hy, okay, dit gaan net baie sleg wees, maar as hy dalk goed met kinders, of hy is net baie patient, is dit, wat is die ware bestand van? Ek love my vrou, mag ek vra wat jy naam? Stacey, ek love my vrou Stacey. Nou, ek kan vir jou sê wat dit vir my sou wees, maar jy moet vir jouself saam met die Here gaan uitpleis. Wat sal daai kriteria, kan mens amper sê wees? So oud is jy nou, Stacey? Okay, so jy is 15. Great. Nou, as jy so dink in jou kop, wanneer dink jy sal vir jou nice wees om te trou? Wil jy graag gaan swat na skool? Hoe lang dink jy gaan jy swatties wees? 5 jaar. Okay, so is jy in 'n gewone skool, soos 'n of jy gewone skool. Okay, so dan behoort jy so reg jammer met die wiskunde so 23 te wees as jy klaar is. Okay, so that's a good age. Kom ons sê dis 23. So iets wat ek sou doen as ek jy was. So ek sou sê ek het nog
ek het nog, jy is nou 15, so 5, 6, 7, 8, ek het nou so, kom ons sê so 8 jaar, 5 tot 8 jaar, het jy nog om hierdie ding uit te pleis, as dit jou idee is, om dan te kry. So hier is wat ek sou doen. Ek sou die vriende rondom my, volwasse mense rondom my, sou ek begin dophou. En saam met die Here, nie 'n kriteria, dit klink verskillik, dat ek saam moet deurkom. Maar net dinge wat in jou hart is wat vir jou belangrik sou wees. Jy het nou genoeg goed met kinders. Wil jy graag kinders hê, as ek jou mag vra steeds? Dis nou eendag, want ek wil nie oor môre begin nie. Maar er staan so, ek is so op dat die persoon moet 'n liefde hê vir kinders is vir jou belangrik. So dis iets dalk waarna jy sal kyk. En dis iets wat jy sal dink, okay, this is something that you can put on your list, in your heart. En ek sou saam met die Here daarvoor beplan. Iets wat vir my, dit is eintlik nogal cute, op hoërskool. En ek is iets wat vir my belangrik is, ek wil hê my man moet gitaar kan speel. Dit was my belangrik, ek was dit is so romanties. Dus omdat daar net so, dit was vir my, dit hoef nie vir jou te wees nie, dit was vir my. Raai wat het my man vandag? Hy is 'n worship leader. So hy speel gitaar. Hy het my liedjie geskryf en vir my op ons troue gesing. Ek was so flabbergasted, ek kon nie ons trou dansie, wat ons so freaking lank geoefen het onthou nie. Die hele trou dansie was ek net soos, jy het my liedjie gedaan, het my opgetel. En met my gedans, want ek kon net my reg kry nie. Ek was net soos, oh my word. Maar dit was iets wat vir my belangrik. Dalk is gitaar glad nie vir jou 'n ding nie. Maar saam met die Here maak daai goed wat in jou hart is en gaan soek vir waardes waarna jy wil kyk. Dit was vir my crazy belangrik dat my man 'n lewende verhouding het met die Here. Nie net sê ek gaan kerk toe bietjie boksie, whatever nie, maar dat hy kingdom-minded is. Dat hy bereid sal wees om ons huis oop te maak vir 9 awesome siele wat in ons huis is en sê die eers van daar ons opslaap aan. Net om te sê, well, this is kingdom, let's do it. So dit was vir my belangrik. Maar daar's ander stel wat vir jou belangrik is, en jy weet eintlik so 'n bietjie wat hulle is. In party mense sien jy wat jy wil hê in 'n verhouding. Weet nie, jy is 'n verhouding met jou pa of jou ouers of whatever nie, maar party mense sien jy wat jy wil hê. En in party mense sien jy wat jy nie wil hê nie. En albei van hulle is equally belangrik. Ek het gesien in my ouers se verhouding dat ek nie 'n verhouding wil hê waarin my ma gaan in haar rigting met die Here en ek is eintlik heeltemal seker van my pa is, maar whatever, hulle gaan kerk toe en dit is vir hulle goed genoeg. Dit sal nie vir my goed genoeg gewees het nie. Ek wou iemand gehad het wat saam met my agter die Here aan hardloop. En vandag het ons 'n gemeente. So that was important to me. Antwoord jou vraag, ek kan nog met my chat later as jy 'n bietjie wil brainstorm met wat jy klaar het. So ek meer gebruik in die chat. Lekker. Okay. Is dit 'n vraag? Yes, ek luister graag. Ja, ek gaan hard weer praat. Nou maar, stem. Ek wil hoor, jy het gepraat oor die seasons. Hoe weet jy wat se season is? Okay, obviously, want ek studeer nou. Ek is nou in my 4de jaar. Soos na geswat het, gaan ek begin werk en ek gaan 'n beroep begin tree. Dan is dit 'n season waar ek moet fokus op my beroep. So, waar bepaal jy soos of daar 'n season is waar jy nou kan tyd maak vir liefde en of jy weet of ek nou reg is vir dit. Al is dit besig om te swat of al is dit besig om in 'n werk in te tree, hoe sal ek weet of ek reg is vir so 'n season? Okay, so ons 2 vrae wat ek daar sou sê, net gou vir my jou naam. Simonai. Ja, Simonai, yes Simonai. Hallo. Ek is hier. Okay. So Simonai, daar's 2 vrae wat ek daaroor. Die een vraag is daar, hoe weet ek is reg? Jy het hom net so op die einde gesê. En die ander vraag is, hoe weet ek watter season is ek in? So ek gaan hulle onderskeidelik antwoord. So kom ons begin by hoe weet ek is reg. Ek dink dis dieselfde vraag as jy weet ek is reg om kinders te hê. Ek dink nie mense weet ooit en ek dink nie jy is ooit reg nie. Ek dink jy weet nie wat jou gaan tref wanneer whatever gebeur nie. Maar daar is 'n confidence. Ek noem dit 'n Godfidence wat van die Here afkom vir dit waarmee jy moet besig wees en dit waar jy moet wees. So daar kom 'n fokus skuif en die Here skuif dinge rond. Nou, wanneer ons lewe aan die Here surrender, I am dead, I no longer live, dan skuif die Here daai dinge in ons lewe. En hy sit mense in ons lewe in gesprekke en goed wat ons aandag trek
en ewe skielik begin jy agterkom, maar weet jy, hierdie is 'n ding waarmee die Here besig is. Hierdie is iets wat vir my, is dit baie keer, ek spot 'n season, deur wat herhaal in my lewe. So die Here sal byvoorbeeld met my praat oor, 'n groot ding waarmee die Here besig is met my, is om tyd saam met hom te spandeer. Dis nogal 'n season vir my in die Here. So, en dan sê jy so, en ek praat iemand oor hier om tyd te spandeer met die Here, en iemand doen hierdie, en op die uiteinde vind ek uit, maar hierdie ding herhaal rondom my. Soos ek jy was, om te spot in watter season ek is. Ek sit baie keer, dan vat ek my notaboek, en ek sit op so voor my Here, ek sê, Here, waarmee is jy besig in my lewe? Waarmee moet ek besig wees in hierdie season van my lewe? En dan, wat ook al ek dink in daai oomblik? Party goed is obvious, soos byvoorbeeld die gemeente. Dan weet ek, okay, dis iets waarop ek moet fokus het, so that is the season for us now, for me now. Ek werk met die kids nou op hierdie stadium in ons gemeente. So, dan is ek net soos, okay, this is clearly seasonal. Maar dan doen jy 'n ander ding, iets wat die Here vir my sê is oefening. Nou, ek love rebounding, weet jy wat rebounding? Daai crazy trampoline stuff, love it. En ek weet is seasonal, toe bring jy dinge in plek, en die onder dit, en daai en dit, en dinge kom uit mekaar, en ek het my eie home little studio, en ek weet daai is seasonal. Kom ons bring dit terug na verhoudings toe. Ek glo, okay, Psalm, Proverbs 37:4 says, delight in me, and I will give you the desires of your heart. Nou, ek het eers aan daai vers gedink, as delight in me van die tydselede, en dan deliver Here soos chapter 60, dit wat ek graag wil hê, by my, dis soos hierdie deal, soos Here, ek doen hierdie dinge, maar jy deliver hierdie ander dinge. Toe sê die Here vir my, kom ek wys jou wat beteken hierdie vers, en die Here sê toe vir my, delight in me, and I will give you the desires of your heart. Met ander woorde, die Here sit begeertes in my hart, wat nie daar was voor daai punt nie. En dis hoe ek glo 'n season announced word in ons lewe. Ek glo dat daar kom 'n season, ek het dit definitief gevoel, toe die begeerte in my hart kom om 'n mamma te wees. Ek kon dit voel. Het gevoel my gedagtes is anders, dit wat in my hart was anders. The season was announced. En daar kon 'n eagerness raak vir dit. So, hier's wat ek dink is hoe jy weet wat 'n season is. Gaan na die Here toe en sê, Lord, what do you want to happen in my life? Ek glo, many are the plans in a man's heart, but the Lord's perfect purpose and perfect purpose will prevail. So ek glo dat as ek net na die Here toe gaan en sê, Here, hier's my lewe. Wat wil jy doen? Moenie vir my op papier wys maar dis ek wil nie hoor nie. Hulle wil my sê my tyd is verby, maar ek wil graag nog 'n vraag hoor. En dan sal ek julle uitstuur vir julle as julle wil. Okay. Maar so, het jy 'n vraag? Okay, ek gaan nou toe kom. Maar julle kan my nog, julle kan vra en skryf en whatever. Ek chat graag. Andreas was reg geweest. Maar ja, so sien my as ek jy was, so ek gaan sit en sê, Here, what season do you want me to be in? And deposit into my heart the desires that you want there to be. En ek kan hoor, ek weet nie wat jy swat, wat jy behoefte verwerk, whatever is nie, maar ek glo dat, is dit jou, kom ek vir so, is dit jou begeerte om graag te trou? Someday. Kan nie môre wees nie. Okay, great. I believe that is a desire. Is jy oorgegee die Here? Victoria se vraag seker? Ja, great. And you are surrendered to Him, it's no longer you who live. So, ek glo dat die Here daai begeerte in jou hart gesit. I am convinced about it, because you surrendered your life to Him. So, it's gonna happen, en om te discern saam met hom. Daar's hierdie borrel in jou hart wat begin, en dan weet jy, okay, this is the season for it, it's gonna happen. Maar ek chat graag nog met jou, oor daai, dis 'n lekker vraag. Okay, jy het gesê, jy het 'n vraag, yes. Ek wou graag weet, wat weet jy nou? Gehoor iemand vra my. Okay, wat weet ek nou? Ek weet nou dat eintlike vertroue, regte vertroue, is eers in die huwelik. Want in die verhoudings, voordat ek was in 'n godly verhouding, na daai verhouding waarin ek was op skool, was in 'n godly verhouding, lief vir die Here, ons het saam die Here pursue, en hy is toe oorsee om 'n School of Supernatural Ministry te gaan doen, en things just didn't align. So ek kon proe 'n godly verhouding, and we really trying to do things right, even in the physical stuff. Het ons die boundaries heeltyd vasgemaak en communicate.
en gesê, verstaan, ons is okay met hierdie, en as ons verby daai punt gaan dan sê ons, dis nie waarmee ons okay was nie, verstaan, it was awesome and passionate, but we don't want these things to be in our relationship now. If we're truly going to marry, we're going to have all of this. Kom ons tree weer soos 'n bietjie terug. So, ek could taste a godly relationship before marriage. Maar ek glo dat volle vertroue kan jy eers in die huwelik proe. So, ek weet vandag dat ek kon nie aan enige van die mense so vertrou soos wat ek het nie. Ons maak partykeer hierdie fout. Ons vertrou die Here met die vlak van vertroue wat ons mense nie moet vertrou. En ons vertrou mense met die vlak van vertroue wat ons eintlik die Here nie moet vertrou. En ek vertrou baie maklik. So vandag weet ek dat die enigste plek waar ek daai eintlik kon kry was in huwelik. Wat weet ek nog vandag dat ek anders sou wou, wat ek nie toegeweet het nie. Ek weet vandag dat die Here 'n man vir my beplan. Ek het dit nie toegeweet nie. Ek het toegewonder, ek sê lelike eentjie, my hare is al ouer, ek is weird, ek dink anders. Ek het toegedink, ek gaan op die rak bly ewig. En vandag weet ek die Here het 'n man vir my beplan. Vandag weet ek die Here het hom gedroom. Ek het dinge gebid, ek het 'n boekie gehad, waar ek dinge neerskryf wat ek gebid het vir my man. En toe ons jare later die tyd na my oplaai, ek het gebid, random ding wat ek net vinnig moes sê, dit is, dat my man goed sal slaap. Dit is in Desember gewees. En toe ons getroud is en ek gee vir hierdie boekie as 'n geskenk, sê hy, ek dink nie jy besef wat hier gebeur het nie, maar hy het uit 'n verhouding uitgekom en hy was heavy depressief, verstaan, net by selfmoord omgedraai. Teruggedraai aan die kant, obviously. En hy het nie geslaap nie. En hy het in Desember begin slaap. Daai Desember wat ek in my boekie geskryf het, die dag, datum bo geskryf het, gesê ek bid vir hierdie goed vir my man. So, ek weet vandag dat die Here 'n man vir my gehad. En as ek dit op skool geweet het, sou ek baie ander besluite gemaak het. Want dit was nie hulle nie. I didn't have a wife mentality. I had a girlfriend mentality. And my desire for someone to love me was so big that I made a lot of mistakes that I wish I could have deleted. Ja, ek was nog baie maar ek dink daar so lank iets om te dink. Okay, ek gaan net een vraagie nog vra. Is daar iemand wat sê, yes, okay. Laaste vraag, maar jy is welkom om by Q&A in te skryf of vir my te bring, ek chat vraag. Yes, wat jy vraag? Hoe lang hou 'n sessie nie? Soos dit net 'n week, 'n maand so is. Sê geree hoe lank hou 'n wat? 'n sessie. As jy dit uitfigure sê my. Daar's dinge wat ek wel weet, wat is jou naam? Mariska, skies, wat was jou naam? Sofia. Okay, Mariska, ek dink ons dinge wat ons kan doen om seasons vinniger te maak. Ek dink een van die dinge wat ons kan doen om seasons vinniger te maak, dat ek nie op die Here se skoot moet sit nie. Ek sal wel, dis nog wel lekker. Okay, die Here sit nie by my en kuier saam met ons. Skies, het gebeur nog my? Hoe lang hou Jou naam? Mariska. Maar ek dink ons dinge wat ons kan doen om die season vinniger te maak. Die grootste ding wat jy kan doen, is om dit wat die Here vir jou sê, te doen. Ons maak seisoene langer, deur dit nie te doen nie. Kom ons sê die Here sê vir jou, wag. Ek het baie duidelik gehoor, hoe die Here vir my sê, wag. Nie nou in 'n verhouding nie. Nie nou in 'n verhouding nie. And I made it longer, by still wanting it. Instead of saying, God, I surrender this to you. I surrender this to you. Ek gaan ophou dink daaraan, ek gaan ophou wonder, is hierdie op dit, is daai op dit, kan hierdie dit wees, wat as daai kyk, daar kan dit iets wees. As ek geweet het, dat om gehoorsaam te wees, maar seisoen vinniger gaan verbygaan, of kan klaar maak, kon ek vir myself baie tyd gespaar het, en kon ek baie vinniger gegooi, so gehoorsaamheid gaan jou definitief help. Ek kan nie vir jou sê, die season gaan so lang wees nie, because it's different for all of us. Maar wat ek vir jou kan sê, every single season in your life will pass. It will pass. At some point, you're not going to be married anymore because you're going to be dead. En dan is verby. So, everything is going to pass. So, singleness, verloof, getroud, kinders, babietjies, nie kinders nie, baie kinders, every single season will pass. Man, hierdie is lekker. Mense kan ons om julle kyk, man is al lank al klaar. Hulle is crazy, nie, ons nog baie dinge oor te chat. Maar, dit is my so lekker om julle, dankie vir julle geduld en julle eagerness.
Wat is die myn ding wat jy uit vandag uitvat? Have a what mentality? I like it. W? Wait. I? Christ lives through me. F?